Baie welkom by Melk in jou teetyd. En ons gesels oor okkulte. Ons het, ek weet nie of jy so 'n rukkie terug kan onthou, was daar moorde gepleeg in Kreersdorp en dit was so snaakse besigheid en ek weet daar was een van die tydskrifprogramme wat toe nou 'n hele dokumentêr daaroor gedoen het oor hoe hierdie moorde eintlik plaasgevind het en toe hulle baie mooi daarna uitkom was dit maar 'n tipe van 'n okkulte wat hierdie goed veroorsaak het. En dit is soms vir my skrikwekkend om te sien wat hierdie mense regkry. En julle sal ook onthou ons het 'n rukkie terug met Adele gesels wat een van die hekse was in daai tyd en dank die Here sy tot bekering gekom. Maar ons wil verder met Dr. Frans Nortje gesels oor die okkulte en wat dit sy effekte het en waarna kan ons kyk en as jy bekommerd is of byvoorbeeld of jou kinders dalk daar betrokke is en wat dit behels. Baie dankie dat jy weer kom gekuier het by ons of nog steeds kom kuier het by ons. Dankie Mariska dat jy weer saam met my is. Altyd lekker. Die eerste vraag wat ek wil vra oor hierdie okkulte en ek weet dit ek val nou sommer by die deur in die huis. Daar is in ons aangetroude familie is daar mense wat betrokke is of wat hoe kan ek sê afwykings het, soos hulle kom skizofrenies voor ensovoorts en is dit geestelike afwykings want ek het altyd vir hulle gesê ek voel dit is demonies van aard en dan jaag jy mense my sommer uit die huis uit want waar kom ek nou vandaan, maar is daar enigstens so hulle of is mense maar net so gebore want ek dink mense probeer antwoorde vind vir hierdie goed wat hulle so vernietig en lewens hulle lewe steel. Ja, baie dankie Janine en Mariska, baie dankie vir die geleentheid wat ek het om ook 'n bietjie van ons ervaring te kon deel. Nou, dit is ook so, ons moet besef dat mense kan gebore word met 'n breindisfunksie. So as mense wat wel gebore kan word, maar dit sal baie vroeg opgetel word, as hulle ware breindisfunksionele skizofrenie het byvoorbeeld. En waar jy sien dat dit werk, as iemand 'n pilletjie gebruik vir skizofrenie byvoorbeeld, en die toestand verdwyn, dan weet ons is nie geestelik nie. En dis die baie duidelik onderskei. Dit beteken sy breinchemikalieë vervaardig nie daai middel nie en nou gee jy 'n pilletjie wat daai middel vir die brein gee en hulle hoor nie meer die stemme nie en hulle ervaar ook nie meer die visuele beelde wat die skizofreniese persoon ervaar. En hulle kan suksesvolle lewens dan lei. Hulle het 'n suksesvolle lewe. Okay. Hulle is redelik stabiel, hulle kan 'n werk doen en dis meer. So dit beteken as mense na my toe kom en hulle sê vir my hulle is gediagnoseer met skizofrenie en hulle gebruik die medikasie, maar hierdie goed is nog regtig baie ernstig teenwoordig in hulle lewens. Hulle hoor nog hierdie stemme en die stemme sê vir hulle om moord te pleeg of om skade te doen aan iemand en of skade te doen aan hulle self byvoorbeeld, dan sal ek begin wonder of daar nie 'n geeskomponent betrokke is nie. Dit is die oomblik dan wat ons dit dan ook sal toets byvoorbeeld. Of daar nie okkultiese invloed in die voorgeslagte dalk was en of daar een of ander iets is soos byvoorbeeld brokstukke wat ons ook een of ander tyd later in die program sal mee deel. Of dan nie dalk 'n brokstuk van iemand se siel is van die voorgeslagte byvoorbeeld nie. En dit kan ook wees die stemme wat hulle hoor en dan kan persone wat byvoorbeeld dissosiatiewe identiteitsversteuring het, DID, hoor ook stemme. So dit is baie eintlik noodsaaklik om so 'n bietjie van die sielkunde te weet, maar ook natuurlik 'n redelike groot hoeveelheid van die geestemensie weet om die onderskeid te tref natuurlik. Om die regte diagnose te maak. Ja. Maar kan hierdie medikasie dalk die stemme demp en dan hulle net depressief maak en nutteloos maak? Wat hulle voel hulle kan niks en wil met. Ja, kyk dit kan die stemme demp en maar dan sal jy sien hulle begin baie vreemd en eksentriek optree. So as die medikasie hulle nie stabiliseer nie en hulle dan kom ons sê uitval op 'n ander vlak byvoorbeeld, dan vermoed ek dat daar 'n gees. Nou 'n persoon kan skizofrenie het en nog 'n geeskomponent by het ook. Ja. Jy verstaan? So dit is nie te sê dat die persoon is nou gebore met die disfunksie en hy kan nie 'n demoniese komponent by het nie. Dit beteken wel die demoniese komponent kan definitief daar wees om vir hom meer vreemde situasies of meer vreemde gedrag te laat toon. Ja.
En dit beteken, ek het 'n seun byvoorbeeld gesien wat sy ma gebring het en in die eerste sessie het ek opgetel, die persoon het breinchemiese wanbalans wat ook 'n skizofreniese toestand veroorsaak met die aanleiding van wat die ma en hulle weier om medikasie vir hom te gee ook. En die ma, veral die ma se suster het aangedring dat ons bevryding doen. Nou ek het met die jong man, hy is omtrent seker 30 gewees, met hom probeer bevryding doen van alle aard. As ons werk met skizofreniese persone, die meeste skizofreniese persone kan nie 'n gesels-konneksie met jou hê. Hulle kan nie op een gesels-patroonlyn of storielyn hou nie. Hulle het goed wat hulle sê wat nie sin maak byvoorbeeld nie. Hulle sal byvoorbeeld vir jou vertel van hulle dag en dan ewe skielik vertel van iemand anders wat iets gedoen het, byvoorbeeld wat niks met hulle dag te doen gehad het nie. En hierdie persoon het presies al daai boksies gemerk wat ware breinskizofrenie eintlik verteenwoordig. En hulle het hom seker so 3 of 4 keer by my gehad waar ek vir hulle pertinent gesê het, weet julle, ek gaan regtig julle geld mors as julle hom nog 'n keer bring. Want ek het al vir julle na die eerste sessie gesê, my waarneming is, ons kan nie diagnoses doen nie, maar my waarneming is, dat die feit dat hy gediagnoseer is met skizofrenie is so, ek glo hy het 'n breinchemiese disfunksie, en hy sal moet medikasie gebruik, en hy het net geweier. Nou hierdie seun is ongelukkig, nou hy het vreemde goed gedoen, iets het vir hom gesê, hy moet sommer die bure se vensters gaan uitgooi in die middel van die nag byvoorbeeld. Hy sal wakker word en dan sal hy nie weet waar hy is nie, en dan sal hy uithardloop en dan moet sy ma die skade gaan betaal en so. En hy kan nie met jou praat, hy kan nie vir jou 'n verhaal vertel, of kom ons sê, sy hele dag vir jou weergee nie. Daar's 'n klomp vertakkings in sy stories wat nie relevant is tot dit wat hy vir jou vertel ook nie. En dis wat vir my laat besef het ook, dat hierdie jong man het nie noodwendige okkultiese komponent nie, dat dit werklik skizofreniese toestand is. En dit is 'n mediese toestand want die ding is, as iemand sonder arme gebore word, kan hulle ook sonder breinchemikalie gebore word. Maar daarso sal ek is nie voorstander van medikasie nie, maar daar sal ek sê, weet jy, gebruik 'n pilletjie wat die breinchemikalie aanvul om te stabiliseer. Ja. En hy is ek weet nie van watter rede nie, so 2 jaar later is hy toe oorlede, die seun. En swynelik baie hartseer, want as sy ouers gehoor gegee het in die eerste sessie al reeds, kon hy gestabiliseer geword het. Ek het bevryding gedoen in al 3 sessies, niks het gewerk. Hy het eers gemanifesteer op een van die goed wat ons wel gedoen het nie. So okkultiese persone, as jy bevryding doen byvoorbeeld, dan is daar altyd 'n manifestasie. Nou sê vir my, wat presies, as ons nou praat van okkulte, wat is okkulte? Want vir my, ek het altyd gedink, as mens praat van die okkulte, is dit altyd satanisme. Ja. Kyk, die okkulte is 'n groot verskeidenheid van groepe. En ek wil nie al die name noem nie, maar soos jy sê, satanisme is een van hulle. Maar dit is een van regtig seker 1000 groepe. Ja. Jy kry Wicca, wat 'n baie ligter vorm van okkultiese praktyke is. Dan kry jy mense wat bloot net glasie lees, of waarsers byvoorbeeld, wat jou fortuin vir jou vertel. Dis ook in die okkulte. Dis ook demoniese geeste wat dit natuurlik vir hulle doen en vir hulle gee. So met ander woorde, jy kom na die waarser toe, die familiar spirit wat jou agtervolg, partykeer is familiar spirit binnekant, as daar natuurlike oordraging is, of die familiar spirit agtervolg jou en gee vir die waarser jou inligting van die verlede. En nou weet die waarser alles van die verlede af, en ons baie akkuraat hoor. Hy weet alles van die verlede af, en die oomblik as jy hom gaan glo wat hy sê van die verlede, dan gaan jy hom natuurlik glo as hy vir jou goed sê vir jou toekoms ook. Maar wat gebeur? Hy gee daai selfde gees, gee hy opdrag om jou toekoms te beïnvloed. So jou toekoms sal daai lang maar donker man kruis, maar hy gaan jou vernietig. Ja. Weet of jy gaan daai besigheid transaksie kry, maar daai transaksie gaan jou kelder. Want dit sê hulle nie vir jou nie. Jy sien, en as jy nou kind van Here is, praat ek nou van. Ja. Maar as 'n mens nou soos nou dink aan die okkulte, jy weet, Janine het in die intro daarvan gepraat, hoe weet 'n mens, sê net maar, as jou kinders, hoe manifesteer dit in 'n mens se lewe? So, dit kan van, soos ons in vorige programme gepraat het, dit kan deur die generasies kom, en dit kan dan skade aan jou lewe huidiglik veroorsaak, maar deesdae is dit
met die internet. Ja. Met die internet en met Instagram en TikTok en al hierdie goeders is dit so in 'n mens se gesig en die kinders is so maak daarvoor want ek weet nie dit voel vir my ons lewe het so banneloos geword ons En dit het aanvaarbaar geword. dit het aanvaarbaar geword. Daar is nou 'n winkel wat nou klere uitbring vir klein kindertjies, nie eers laerskoolkindertjies nie, met allerhande drogbeelde en goedjies op wat skielik net soos wow. En staan jy op teen hierdie ouetjies of sê jy iets daaroor dan sê jy nou, jy's nou verkeerd, jy weet en jy gee nie die ou sy reg nie en al hierdie nonsens en hierdie ouetjies wat nou eers skielik identifiseer as 'n brood of 'n eend of 'n wat ook al in die klas en die juffrou moet hom nou so hanteer. Dis asof daai hele goed alles wat mooi en reg was wat 'n stelsel is asof dit verwronge is. Ja. So die identifikasie normaalweg as ons nou kyk nou net 'n bietjie in die kategorie van kinders. Ouers moet opmerk kinders se gedrag verander handomkeer. Die oomblik as hulle veral na kultiese goed betrokke raak. Hulle gedrag verander handomkeer waar hy gewoonlik met maatjies sou speel, wil hy net in sy kamer nou wees. Waar hy gewoonlik redelik goed gevaar het op skool, ewe skielik begin sy punte agteruit gaan. Waar hy gewoonlik normale klere aangetrek, wil hy net donker klere aantrek byvoorbeeld. Of hy teken pentagramme op sy tas of pentagramme in sy boek en daai tipe van ding of drogbeelde selfs wat hulle teken en hy sit en kom ons sê dagdrome, baie meer dagdrome byvoorbeeld en dan baie vrese in die aande. So sal opspring veral 3 uur in die oggende, as 'n kind 3 uur in die oggend opspring, so 9 uit die 10 keer is die demoniese steurnis in sy kamer wat veroorsaak waarby hy betrokke was wat veroorsaak dat hy 3 uur in die oggend wakker word. Want hulle noem dit maar die witch hour eintlik, né? En is nie noodwendig dat jou kind, ek dink nou aan nagmerries en daai tipe van ding, dit is nie noodwendig dat jou kind betrokke is by die okkulte nie, maar die speletjies wat hulle speel. Ja. Maar die goed waarna hulle kyk. Ek het 'n ouditeur gesien vir berading. Die vrou het my kom sien en sy sê vir my haar kind 3 uur elke oggend nou, hulle is 'n tradisionele kerk, so hulle het geen idee wat die geestelike goed betref nie. Sy sê 3 uur elke oggend word haar kind wakker en dan gil en skree en hark by na hulle toe, dan gee pa hom 'n pak sla en dan is dit net 'n chaos tot die volgende oggend toe. Of tot dagbreek toe. En sy sê sy is nou al raad op met dit. Sy wil net weet of daar nie, sy het nou gehoor ons doen geestelike goed en sy wil net weet of daar nie dalk iets geestelik is. Sy het nou geen idee van wat dit is nie. Nou met 'n gesprekvoering nou het ek gevra watse tipe tema is sy kamer. So die kamer was en baie gaan my nou kruisig wat dit ek nou gaan sê. Sy kamer was Batman. So alles was Batman. Hy het selfs 'n Batman pak gehad en prente Batman en sy duvets en kussings, alles was Batman gewees. Ek sê van goed. Nou Batman is een van daai goed wat uit die okkultiese agtergrond in Hollywood ontstaan het ook natuurlik. En dit beteken dat die natuurlike speelgoed word deur die okkultiese fabrieke vervaardig, juis om die kinders te beïnvloed mos nou. En nou is hulle is nou, soos jy sê, daai drogbeelde en goed is, hulle is net meer oop en bloot, is nou nie meer verdoemde beelde en so aan nie. So ek sê vir haar, weet jy wat, dit is een van die goed en ek het hom sommer hierso op die tablet oopgemaak. Dis nou Deuteronomium 7 vanaf vers 25. Hy sê die gesneede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand. Die silwer en goud wat daarin is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardie verstrik raak nie, want dit is vir die Here jou God 'n gruwel. Hy sê en jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskie van hê en dit geheel en al as 'n gruwel beskou want dit is onder die banvloek. Nou wat die mense sê is, nee, maar weet God is mos nou groter as hierdie beelde. God is, maar God is ook 'n gentleman. Hy gaan nie toelaat dat jy 'n okkultiese beeld het en jy hom graag wil hê om jou te seën in dieselfde proses nie. Ja, want ek dink nou juis aan in die 10 gebooie wat sê jy mag geen gesneede beeld of enige gelykenis hê. So ek het vir die vrou gevra, doen net 'n toets vir jouself. Sê vir hom jy is besig net om sy kamer oor te doen en dan haal jy al die speelgoed en alles van Batman uit, sit dit in die buitekamer en sit net vir hom normale goed sonder prentjies of iets op sy bed en teen die mure en so.
En sy het dit toe nou gedoen en so 2 of 3 weke later het sy terugkom en sê vandat sy alles uitgehaal het uit sy kamer uit, nuwe goed ingesit het, het hy elke nag deurgeslaap. En hy was omtrent 6 jaar oud, 6, 7 jaar oud gewees. Het hy deurgeslaap elke aand. Ek sê van goed, doen vir jouself, net vir jouself, net om vir jouself te bewys. En ek hou daarvan dat mense die goed self doen, dat hulle nie net my glo dat dit so is nie. Doen dit vir jouself begin, sit dit net vir een aand weer terug en net om vir jouself die onderskeid te tref. Sy het dit toe nou gaan doen en sy sê die dag wat sy die goed terugsit, daai aand hy weer in die kamer ingebars, geskree en gebewe letterlik van vrees. Hy sien goed in sy kamer. So en toe sê sy vir my, nou weet ek hierdie goed is ongelukkige realiteit. So dit is so dat sekere speelgoed en daai tipe van goed het 'n invloed, het 'n nadelige invloed in kinders se lewens, want dit word deur die okkultiese fabrieke vervaardig. Om juis, want dan net een ding, die duiwel het nie 'n Heilige Gees nie. En hy wil ook alomteenwoordigheid hê. Hoe kry hy alomteenwoordigheid? Deur simbole en items. Deur simbole en beelde en goed wat hom eintlik verteenwoordig. Dit hoef nie eens 'n afgodsbeeld te wees nie, dit kan hom net verteenwoordig. En dit beteken nou het jy 'n beeld wat hom verteenwoordig, soos 'n bat, weet, dit is 'n okkultiese figuur eintlik. Ja, vleermuise, spinnekoppe, slange, al daai goed, ek bedoel Spider-Man. Sal jy sê soos dit is weer eens nou 'n regmatige reg wat jy aan hom toegee. 'n wettige reg, ja, 'n wettige reg wat jy aan hom toegee om met jou kind te maak net wat hy wil. Dis reg. En dis hoekom baie van hierdie hedendaagse, wel selfs die video, die video's wat hulle kyk en so, die rolprente wat die kinders kyk, wat vir kinders gemaak is, het baie onderbewuste prentjies en simbole in. Jy het selfs okkultiese simbole in die agtergronde, as hulle in 'n huis of 'n winkel of inkom, dan sien jy die okkultiese simbole en die normale ouer wat nie bewus is hiervan, sal dit nie eens raak sien nie. Maar dit word in die kind se agterkop as 'n normaliteit geskep, dat hy, as hy dit by 'n groep inkom waar hierdie goed gebruik word, dat dit vir hom 'n normale ding is, hy nie skrik daarvoor nie. Dis hoekom die duiwel hierdie goed wil in kinders se lewens inprent. Want as hulle die kinders kan beheer, beteken dit hulle gaan die volgende generasie beheer ook. En dis uiteraard waaroor dit gaan ook. So met ander woorde, nou as hulle in byvoorbeeld goed soos nou satanisme betrokke is, dan sal hulle byvoorbeeld merk op, as hulle by 'n groepie betrokke is, wat dit beteken, jy kry 'n verskillende groepe van dit, ons is nou nie tyd om dit te bespreek nie, maar die laagste groepe daarvan wat eintlik maar die dabblers noem, ek weet nie wat jy Afrikaans daarvoor nie, so is net 'n groepie wat bymekaar kom en hulle het allerlei snaaks goed, hulle slag hoender en daai tipe van goed en hulle drink die bloed en so aan, en as hy wil uitgaan, dan sal hulle hom pynig. So hulle sal hom slaan met 'n sweep of hulle sal weet spykers in hom druk of op een of ander manier sal hy dan merke op hom het. En hy sal seer het ook. Hulle sal byvoorbeeld hom met vuis in die ribbe slaan en daai tipe van ding. So as die kind by die huis aankom en hy van tyd tot tyd het hy seer op sy liggaam as hy van die skool afkom of in die aand van 'n, kom ons sê nou van 'n kinderpartytjie of iets afkom, want hulle doen dit partykeer in die kinderpartytjie selfs. En hy het pyn en goed, en dit is 'n redelike gereelde ding, dan moet jy weet daar's definitief iets wat hulle doen om die kind te pynig om hom terug te hou in die groep in natuurlik, ja. Hoe kom ons los van hierdie goeters? Wel, die belangrikste ding is om Jesus Christus aan te neem as jou verlosser, saligmaker en redder. Hy is die enigste redder. En die Bybel sê in Efesiërs 1 vers 20 tot 23 dat Jesus is die mag en die krag en die naam bo alle name. En dit beteken Jesus is die autoritaire gesag bo al hierdie goed. Ons hoef nie te vrees vir hierdie goed nie. As mense hierdie goed vrees, dan gaan hulle juis weet jou irriteer. So die oomblik as jy jou vrees opgee en die Here Jesus vertrou om hierdie goed weg te vat, natuurlik moet jy van die goed in jou huis ontslaa raak. Ek het nou die man wat ek gister gesien het gesê, hy weet nie hoekom nie, maar iets het net vir hom gesê, want hy het baie kort sy hart vir die Here gegee. Iets het net vir hom gesê, hy moet 'n sekere paar goed uit sy huis uithaal, en ewe skielik toe ervaar hy daar's vrede in sy huis. Die ou wat ek nou gister gesien het. En maar niks het vir hom, hy was nie by iemand wat dit vir hom gesê het nie. Dit is, ek glo die Heilige Gees wat vir hom gesê het. So, nommer 1, jy moet bereid wees om daai R5,000 se persiese mat wat okkultiese simbole, daai olifantjie wat so staan en alles, dis okkultiese simbole, weet weg te gooi.
Die goed wat en mense kan gaan opsoek. Ek het 'n simbole boek byvoorbeeld gekoop. Ek het hom gesalf sodat ek dit kan gebruik vir identifikasie, nie om die duiwel eer te gee nie, maar om te kyk wat beteken sekere van die simbolieke. Jy kan op die internet gaan kyk wat die simbolieke beteken. Jy kan hierdie ek dink is goggles wat jy van Google aflaai en dan neem jy 'n fotootjie van 'n ding en dan gaan soek jy dit vir jou op die internet. Maar gaan die mense, hulle gaan nou weer vir jou sê, of dis wat ek nou dink, ek is nou 'n kind van die Here en die bloed en die woord sê ek kan op skorpioene en goggas en goed trap en niks gaan my oorkom nie. So ek kan nou maar die dinge in my huis hê, niks gaan my affekteer nie. Ja, of jy salf hom net. Of ek salf hom met en dan sê happy go lucky en dan vat ons. Ek het 'n ivoor beeltjie gekoop of 2 ivoor beeltjies, 'n olifantjie en 'n renostertjie in Pemba in Mosambiek toe ek op 'n stadium daar was. En ek gedink dit is nou baie oulik, weet die grein as jy sy pensie so vryf die olifant kom die grein so uit van die olifant aan. Dit was baie goedkoop toe nou gewees. Ek nog 'n bargain, weet. En die aand wat ek gaan slaap, sit ek nou nogal die tweeetjies daar op die kassie was in 'n lodge gewees langs die see. En sit die tweeetjies op die spieelkassie en 3 uur daai oggend toe maak iets my wakker wat brul soos daai diep brul van 'n olifant. Voel soos 'n jackhammer amper, ek weet nie wat is in Afrikaans nie, wat in my sy brul. En ek weet dit is die gees van wat daai ding verteenwoordig eintlik. En ek dog toe, want ek het nie, dis baie lank terug gewees, ek het nou nie die geestelike goed so goed geken nie, so ek nie weet wat alles afgodebeelde is nie. En ek maak dit in 'n sakkie toe en ek sit buitekant die kamer. Dit is op in die gangetjie. Maar jy het geweet is dit. Ek geweet is dit, ja. Maar ek gaan dit nou huis toe vat en ek gaan dit net salf en weet in die showcase sit mos nou. Ja, in die showcase. Hy showcase. Intussen stuur my vrou vir my SMS, ons kan nie kontak hê nie want ons het die Vodacom netwerk beplan in Mosambiek. My vrou stuur vir my, dis nou voor ek in die voltydse bediening was nog. Sy stuur vir my 'n SMS, ons kon net SMS'e kry. Sy stuur vir my 'n SMS, hier's chaos in die huis, hier's nie geld in die huis nie, iets van die bankrekening wat gevries is of wat ook al. Die kinders het vra net vir Louis 'n blou oog geslaan en Louis het aan sy kamer afgebrand. Ek tog by myself in daai oomblik, wat op aarde het my kinders nou weer wat van die maatjies af ingedra? Ja. Momentan was dit Baie beeltjies. nou lank storie kort. Elke hotel wat ons toe nou gaan, want ek was 28 dae daar gewees, dan sit ek hierdie ding in die sakkie buitekant. En ek vat hom toe nou saam en as hulle dit by die lughawe gekry het en my toegesluit, ek het dit nie eens besef nie. Hier voor, is werklik hier voor. Ek vat dit toe huis toe en weet sit dit daar op die vertoonkassie en ek's net te trots daarop en En jy het dit gesalf. ek bid die oggend en ek vra vir Here, Here wys my wat het my kinders in hierdie huis ingedra. Here sê dis nie hulle nie, dis jy. Wow. Ek sê wat Here? Jy sê daai olifantjie en renostertjie, die olifant veral is 'n afgodsbeeld wat so maak, die beeldjie, nie die werklike olifant nie, net die beeldjie wat so maak. Is 'n afgodsbeeld vir hulle en jy het 'n afgodsbeeld in hierdie plek ingebring. Die feit dat jy die autoritaire gesag oor die huis is, het dit direkte invloed op die huis gehad. En daai ek sit my verslag in vir my reis en verblyf toelaat. Hulle wil dit nie gee en sê nee, ek kan dit nie eis nie want daar's verskillende redes daarvoor. Ons sit daai maand, ons het nie geld nie, ons het nie kos in die huis nie. Ek gaan daai oggend, ek breek hierdie goed en ek smy dit toe nou weg. En ek vra die Here vergifnis dat ek hierdie afgodsbeelde in my huis ingebring het. En die volgende dag toe ek by die werk kom, toe kom die my baas se sekretaris, sy sê vir my, weet jy wat, ons het eintlik 'n fout gemaak. Hierso is jou papier, teken dit en dan gee ons betaal ons jou SNT, jou reis en verblyf toelaat sommer gou vanmiddag in. Ek meen, hoe obvious is dit eintlik as mens nou kyk na die invloed van hierdie goed op 'n mens lewe en daarom moet 'n mens kyk na jou kinders se kamers en wat hulle kyk en luister. En ek dink ook die Here het vir jou half geleer uit. Dit is 'n leerskool. Dis 'n leerskool vir jou vir dit wat jy moes doen. Ja. En dan het jy sorry, maar eerstehands goed geleer hoe om dit weet om hoe hierdie goed werk. Ja. Is Frans, baie dankie. Die tyd gaan net te gou en ek dink ons gaan meer gereeld, ons sal jou weer moet kry om te kom kuier en verskillende aspekte van hierdie goede bespreek en ek weet die mense gaan vir jou kontak en vra en
En ek hoop hulle doen, want Ja. want ek weet dit sal goed wees vir hulle. Maar Riska, wil jy nie vir ons 'n gebed doen vir al hierdie programme wat ons gedoen het al tot dusver en goed dat dit werklik dat die saad op goeie grond sal val. Ons Hemelse Vader, ons dankie net vir hierdie dag. Vader, ons dankie vir Frans, dankie vir die woord wat uitgegaan het. Dankie Vader vir die waarheid en vir die saad wat hy in ons harte kom saai het vandag. Here, sal U daai saad kom water. Sal U daai saad kom laat ontkiem in ons harte en dat U waarheid in ons lewens sal seëvier. Vader, laat ons vergewe ons waar ons huise en deure in ons lewens oopgemaak het vir demoniese invloede, Here. Ons vra, Here, vir U vergifnis. Vader, ons vra dat U ons sal kom leer, dat U ons aan die hand sal kom vat, dat U ons sal oprig, Vader, dat ons autoriteit sal kom terugneem. Dankie, Vader, daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus. Ons eer U. Amen. Amen. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.